Goeiedag. Dis vandag 1 Oktober en baie welkom ook weer by hierdie klankoordenking, ook na die kort vakansie in die breek daarvan. Ons instans het ons gesê besig met 'n voëlvlug oor die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. En ons het ook vir mekaar gesê daar is nie 'n versekerde duidelike kronologie van hoe sy lewe verloop het nie. Ten opsigte van sy openbare optrede het ons genoem, het ons begin met sy doop, die versoeking in die woestyn en ook die verkiesing van die 12 disippels. Daarna het ons stilgestaan by die heel eerste opgetekende wonderwerk van ons Here Jesus, daar tydens die bruilof van Kana. En ook, dit was die eerste van talle en talle wonderwerke. Johannes aan die einde van sy evangelie, wat sê, as al die wondertekens wat ons Here Jesus opgeteken moes word, dan sou daar op aarde nie genoeg plek vir al die boeke gewees het nie. 'n Manier van sê, hy het ontsettend baie wonders gedoen, wat natuurlik nie almal opgeteken is nie. Vandag staan ons by 'n laaste wonder stil, die opwekking van Lazarus uit die dood. Dit is vir ons opgeskryf in Johannes 11, en dit is 'n lang hoofstuk, en gaan lees dit gerus met groot aandag ook. Baie kortliks net die agtergrond. Ons Here Jesus was bevriend gewees met Lazarus en sy twee susters, Martha en Maria. En dit word ook in hierdie gedeelte genoem dat hy in besonder lief was vir hulle. Ons lees dan dat Lazarus siek geword het en dat Martha en Maria 'n boodskap vir ons Here Jesus gestuur het, dat hy asseblief moet kom, want Lazarus is siek. Maar dan lees ons 'n interessante optrede van ons Here. Hy kry die boodskap, maar ten spyte daarvan het hy nog vir 2 dae by die plek gebly waar hy was. En toe eers sê hy vir sy disippels, kom ons gaan na Judea toe. Nou, as hy praat van kom ons gaan Judea toe, waar Lazarus gebly het, in Betanië, was dit enkele kilometers van Jerusalem af. Dis om die waarheid te sê waarskynlik minder as 3 kilometer. En dan sê, as hy sê dat hulle na Judea toe moet gaan, met ander woorde na Lazarus toe, dan is sy disippels onmiddellik op die agtervoet en sê, maar Here, net so rukkie gelede wou die Jode u daar stenig. Dit was tydens die fees van die tempelwyding gewees. En nou wil hy weer soontoe gaan. Maar dan antwoord ons Here, hy moet gaan. En dan vind ons ook so iets van Thomas wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook maar, sodat ons saam met hom kan sterwe. Maar ons Here Jesus moet gaan. Tog het hy spesifiek gewag totdat Lazarus alreeds 4 dae oorlede was. En daardie 4 dae is baie belangrik. Die Jode destyds het geglo dat as iemand oorlede is, dan het sy siel nog vir 3 dae lank by daardie liggaam gebly. En eers na 4 dae, dan het die siel finaal die liggaam verlaat. Met ander woorde, hulle het geglo, na 3 dae is daar nog 'n moontlikheid van lewendig word. Maar na 4 dae is iemand, om dit nou platvloers te stel, werklik waar dood. En dit is waarvoor ons Here Jesus gewag het. Opvallend, ons Here het van die begin af geweet wat hy daar so moet gaan doen. Ons lees in Johannes 11 vers 4, ons Here Jesus, toe hy nou die boodskap gehoor het dat Lazarus siek is, het gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Die mag van God, God se doksa, God se heerlikheid gaan skitter in wat ons Here Jesus hier gaan doen. En as hulle dan na Betanië toe loop, dan sê ons Here Jesus vir sy disippels, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom nou wakker word. Nou lees ons hier in vers 12 en 13 en verder. Die disippels sê, maar Here, as hy slaap, dan sal hy tog mos gesond word. En dan, hulle het nie besef dat ons Here Jesus hier praat
van die dood en dat hy hom uit die dood uit gaan opwek nie. En dan uiteindelik dan kom hulle in Betanië aan. Voordat ons Here Jesus by die dorp instap, lees ons Martha het hom tegemoet gehardloop terwyl hy nog op pad is. En sy het vir hom, en haar eerste woorde was: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Gaan lees gerus die res van hierdie gedeelte. En dan later dan hardloop sy terug na die huis toe en sy gaan roep vir Maria, en Maria kom ook uitgehardloop na waar ons Here Jesus nog op pad na die dorpie is toe. En Maria het presies dieselfde woorde: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Ons lees hierso dat saam met Martha en Maria was daar ook Jode gewees. En hulle was natuurlik lief vir Martha en Maria en Lazarus, en baie van hulle het van Jerusalem afgekom, juis omdat dit nie so ver was nie. Maar ons lees dan hierso, die Jode het agterdogtig rondom ons Here Jesus se teenwoordigheid gereageer. Hulle sê hier, hy wat die oë van blinde mense kon genees. Hoekom kan hy hierdie man wat dan gesterwe het, nie ook gesond maak nie? Daar was deurgangs hierdie agterdog by baie van hierdie Jode. Ons lees in hierdie beskrywing van Johannes rondom hierdie gebeure ook die emosie van ons Here Jesus. Ons lees van Martha en Maria wat gehuil het, die Jode wat saam met hulle gehuil het, en dan ook ons Here Jesus se gemoed wat vol geskiet het toe hy die hartseer mense sien. Johannes 11 vers 35 is die kortste vers in die hele Bybel. Daar staan, Jesus het gehuil. En daarmee vind ons so iets van wat in Hebreërs genoem word. Hy is die een wat met die mense swakhede medelee het. Hy ly saam, hy treur saam. Ons Here Jesus het gehuil. Uiteindelik dan vind ons Here wat die opdrag gee dat hulle die klip moet wegrol waar Lazarus begrawe lê, en dan ook Martha en Maria wat kapsie maak, spesifiek Martha wat sê, Here, dis al die 4de dag, hy begin ruik. Met ander woorde, hy begin al ontbind. En dan ons Here Jesus wat tot sy Vader bid. Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Alle eer moet ons Here toekom. Dit gaan nie om die mens nie. En uit die opwekking uit die dood uit ontvang Christus die eer wat hom toekom. En dan lees ons uiteindelik ons Here Jesus wat met 'n harde stem uitroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom. Sy hande en voete was nog toegedraai met grafdoeke, sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En dan hoor ons Here Jesus sê, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Hierdie is dan 'n geweldige groot ingrypende wonderwerk wat ons Here gedoen het. En dit het ook letterlik tot sy dood gelei, want kort hierna lees ons dan, die Joodse Raad het besluit om ons Here Jesus dood te maak. En dan is dit daardie week wat ons Here Jesus in Jerusalem vertoef, totdat hy inderdaad dan gevange geneem word en gekruisig word. Maar die kosbare van hierdie opwekking is net ons geweldige troos. Groter is die werklikheid van die dood, is die werklikheid van die lewe. Want in hierdie gesprek sê ons Here Jesus, en ons gaan vir volgende keer daarby stil staan, onthou, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Vraag wat ook aan my en jou gevra word. Glo jy dit? Ons dank die Here ook vir die opteken van hierdie kosbare wonder.
En dankie dat ons daarin ook opnuut mag besef, groter is die werklikheid van die dood, is die werklikheid van die ewige lewe. Help ons Here om, soos wat U hierdie vraag gestel het, ons dit werklik ook kan doen, om dit te glo. Dankie dat ons daarom mag bely. U is die opstanding. U is die lewe. Nou tot in ewigheid. Amen. Seën vir jou.